Welkom by die Maak My 'n Miljonair potgooi. In hierdie potgooi gesels ons met deelnemers van Maak My 'n Miljonair, huidige deelnemers en vorige deelnemers om bietjie in te check hoe gaan dit met hulle, hoe het hulle besighede gegroei, waar is hulle vandag en om hulle stories en lesse wat hulle geleer het tydens Maak My 'n Miljonair en hulle reis as 'n besigheidspersoon met jou te deel, met die doel om dalk 'n paar lesse, stories, tips en tools te deel wat jou kan help in jou besigheid ook. En net om in te check en bietjie beter stories te hoor en agtergrond te hoor van die deelnemers wat julle gesien het op die TV. So nou ja, vandag het ons hier op die rooi bank Marinay Grobler. Ek is baie opgewonde vir môre se uitdaging. Ek kan nie wag om te sien wat ons moet doen nie. So ons gaan nou al die inligting vat wat ons gekry het en dit op 'n begroting sit. Sê jy moet dit geniet. Wat die probleem is? Ons het 'n begroting opgestel wat bestaan uit R20,000. Ek is bietjie gespanne, maar baie opgewonde vir wat ons almal voorlê en kan nie wag om te sien wat gebeur nie. Hoe gaan dit met jou vandag? Goed, dankie met oom. Is dit lekker om weer terug op die bank te wees of nie? Ja oom, my stem is te koud die keer. Is dit? Ja, Brand hy nie hierdie keer nie? Nee oom. Jy het deelgeneem in die 2024 reeks en baie goed gedoen daardie jaar. Ja. Hoe was die Maak My 'n Miljonair journey vir jou gewees daai jaar? Nee, dit was baie great. Ek het baie geïnterpreteer in my besigheid en my besigheid ek kon duidelik sien dat ek baie groei in my besigheid gehad het. Ek kon baie gesien het dat jy baie gegroei het. Ja, Ek onthou van toe jy net ingeskryf het as 'n met jou inskrywingsvideo as 'n jong hoërskool entrepreneur. Jy is nog steeds op hoërskool, Ja. maar ek het gesien jy het baie gegroei tydens jou journey. Ek kon nie glo toe ek jou daar by die gala aand op die verhoog sien Ja. wat jou development was vir die tydperk nie. Ja. Nou obviously spandeer ek baie tyd saam met julle tydens Maak My 'n Miljonair tydens die 8 maande en ek coach en ek leer baie en so. Maar wat het nou gebeur na Maak My 'n Miljonair? Obviously het jy nie stil gestaan nie. Nee. Jy het nou hierdie lesse geïmplementeer, maar jy het dalk nou nog lesse geleer uit experience uit wat jy nou doen. Wat het gebeur na Maak My 'n Miljonair? Na Maak My Miljonair het ek aangehou en gefokus op my waantjie om markte te gaan doen. En na dit het ek 'n groot geleentheid gekry waar ek my eie restaurant kon oopmaak. En ek het daai geleentheid voluit aangegryp en ja, verder het ek net aangegaan en groter gegaan. Ja. Oh wow. Okay, so okay, vir almal wat nou hierdie potgooi kyk en nie jou seisoen van Maak My 'n Miljonair gekyk het op TV nie. Kom ons gaan net gou in diepte in hoe werk jou besigheid? So jy verkoop die boba tees. Ja. Vertel gou vir almal presies hoe werk dit? Wat verkoop jy? Hoe maak jy dit? Hoe lyk jou besigheid? Ja. Dat hulle mooi verstaan wat jy doen en wat jou besigheid is. Okay, ek het 'n boba besigheid. Ek verkoop sulke lekker tee drankies met dis baie lekker en dan kry jy sulke balletjies in wat in jou mond pop en dan gee dit 'n geur vry. Okay, so dis is 'n koeldrank Ja. met balletjies binne. Ja. En dan is daar 'n strooitjie by dit. Ja. Ja. En dan is dit 'n lekker geur en dan as jy die balletjie byt, dan is dit soos 'n uitbarsting van 'n lekker geur, ja. En ek het al baie bobas by jou gekoop. Ja. So daar's verskillende geure balletjies wat jy insit en dan verskillende geure koeldranke. Ja. En jy kry tee en dan kry jy dit in Sprite of Ja, jy verduidelik kry bietjie dit die in- verskillende opsies. Jy kry dit in tee en dan dit is nou die original tee en dan kry jy ook my premium drinks, dit is ook met tee, maar dan hulle het soos ekstra geure by. En dan het ek ook my popping sodas, hulle kom met die gas. Ja. Okay, is dit soos 'n soda stream of soos 'n Sprite of Ja. Dis soos 'n lemonade. Ja. Okay, 'n lemonade. Okay, cool. En dan het ek al jou trokkie gesien wat jy het. Wat noem jy dit? 'n Trokkie of 'n waantjie of Is 'n waantjie. Okay. En hy het 'n nice dakkie en alles en jy het nice masjinerie. Verduidelik ons bietjie wat se masjiene het jy en hoe maak jy hierdie boba tees? Okay, so om my boba tees, ek maak dit nou in die koppie en dan seël ek dit met my seelmasjien om hom toe te maak en ek het ook 'n slushy masjien, so as mense wil slushy sê en ek het ook uitgebrei om 'n wafel op 'n stokkie ook te hê. 'n Wafel op 'n stokkie. Hoe lyk Ja. dit? Is dit so sny hom in stukke en dan? Nee, so dit is 'n masjien en dan druk jy soos dan sit jy die stokkie in en dan nou of course jou deeg en dan is dit 'n wafel op 'n stokkie. Okay, is dit so square stukke op 'n stok of is dit 'n ronde Hy ding? is so sulke lank, soos 'n unicorn. Okay, Ja. okay, cool. Nice.
En dan die boba tees wat jy dan ook verkoop. Ja. En jy doen meestal markte met hierdie waantjie. Ja, meestal markte. Skoolfunksies en so. Skoolfunksies, al die geleenthede wat ek kry, vat ek, ja. Ja. In jou jaar van Maak My 'n Miljonair het jy baie goed gedoen. Gee ons 'n bietjie 'n recap op hoeveel geld het jy begin in die begin van Maak My 'n Miljonair of hoeveel het jy gemaak per maand of wat was jou inkomste op daai stadium en waar het jy geëindig in daai 8 maande? Hoeveel geld het jy gemaak aan die einde van jou Maak My 'n Miljonair journey? En dan waar trek jy nou? Hoe lyk jou hoe groot is jou besigheid nou? So net aan die begin van Maak My Miljonair het ek omtrent soos party maande het ek 0 gemaak, party maande het ek so 2000 en dan het dit gegroei na so 20000 as dit 'n goeie maand was, soos 'n somersmaand met markte. En in my Maak My Miljonair journey het ek gegroei van daai na omtrent so hier rond 80 'n maand. En ja, so vandag staan ek op 'n slegte maand sonder markte met niks, maak ek 'n konstante inkomste van 30. So ja. En in jou beste maande? My beste maande is dit so 80 of partykeer meer. Of partykeer meer? Ja. Okay, ek wil net gou weer hierdie hoe oud is jy nou? Ek is nou 15 jaar. Jy's 15 jaar oud. Ja. En jy maak R80,000 'n maand Ja. met boba tees. Ja. Ek dink daar's mense wat hulle hele lewe lank werk wat nooit eers by R80,000 'n maand uitkom nie. Ja. Ja, dit is regtig impressive. Well done. En dit is wat entrepreneurskap kan doen, hè. Ja. So in die begin van Maak My 'n Miljonair het jy omtrent so R2000 'n maand gemaak. Ja. Aan die einde van Maak My 'n Miljonair het jy so tussen 20 en 30 'n maand gemaak. Verstaan ek dit reg? Dit was bietjie meer, ja. 'n Bietjie meer. Ja. Nou maak jy 30 op 'n slegte maand Ja. en soos 80 of selfs meer op 'n goeie maand. Ja. En jy's 15 jaar oud. Ja. Dis baie impressive. Nou wat doen jy met al hierdie geld? So ek het toe ek begin met my eerste mark, het ek klomp wins bymekaar gemaak en toe kon ek my waantjie bou. So van my waantjie af het ek ook nou wins bymekaar gemaak waar ek my kiosk ook kon oopmaak. Maar ek het agtergekom dat my kiosk nie regtig winsgewend was nie. So ek het dit was 'n moeilike besluit, maar ek het hom toegemaak en van daar af het ek net verder gefokus op my waantjie en om markte by te woon. En ja, en al daai wins wat ek bymekaar gemaak het, kon ek nou die restaurant oopgemaak. En verder my plan is om my restaurant so groot as moontlik te groei sodat ek met daai wins ook my eie wholesale fabriek kan oopmaak. Ja, vertel ons van die restaurant. Hoe lyk jou restaurant? Wat doen jy by 'n restaurant? So ek het my restaurant, hy's natuurlik groot. En dan as jy instap, is daar soos 'n baie mooi teal counter want ek love teal. Okay. Ek het ook kos begin byvoeg want ek voel dis nou mos 'n restaurant. En ja, dit is my teikenmark en ek het ook gaan kyk op die internet wat my teikenmark van hou en dit het ek op my menu gesit. So wat is als op jou menu by jou restaurant? Op my menu by my restaurant het ek wafels, ek het die boba, ek het koffie en ek het ook boa buns. Ja, ek weet wat Ja. dit is. Daai. Okay, nice. En waar is dit in Bethlehem in jou area? Ja, dit is in Bethlehem. By 'n mall of by 'n sentrum Dit of? is by Tronstraat 6. Okay. Ja. Okay. En full-fledged restaurant. Al die masjiene, Ja. al die cutlery en dit is waar al jou profits ingegaan het van Ja. van So, Bobalish. My restaurant is dit is 'n restaurant, maar dis meer soos 'n takeaway. So jy kan soos bestel en dan kan ons jou nog steeds jou diens lewer. Maar dan soos as jy wil besluit nee, ek wil takeaway, maar ek wil nog steeds bietjie sit down, dan ja, so dis maar die kliënte se keuse. So op tafeltjies en stoeltjies en alles. Ja. Dis awesome. 15 jaar oud en besit 'n restaurant. Ja. Wat is die volgende stap? Jy het gepraat van 'n fabriek. Wat is jou goal going forward? So my 1 jaar plan is om my restaurant baie te groei en sy kwaliteit beter te maak en my diens moet net perfek wees. En dan ek wil ook my 'n webwerf maak waarop mense ook wholesale kan bestel. En dan my 5 jaar plan is om 'n fabriek oop te maak waar ek my eie boba produkte kan maak. So dan kan mense by my wholesale koop. Ja. En dan koop hulle vir hulle huis of vir hulle restaurant. Ja. Ek hou daarvan. Marinay, sê vir my, jy het ons nou vertel hoe baie jy gegroei het vandat jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair, deur die Maak My 'n Miljonair proses en nou na Maak My 'n Miljonair lyk dit vir my
jy het nog steeds aangehou groei, selfs nou by 'n restaurant waar jy staan. Wat is een van die coolste goed wat jy geleer het tydens die Maak My 'n Miljonair kompetisie? So voor Maak My Miljonair het ek nie regtig boek gehou nie, so ek het nie regtig geweet dat my besigheid potensiaal het nie. En die eerste keer toe ek ingeskryf het vir Maak My Miljonair, toe besef ek maar hoor hierso, ek moet boek hou. En van daar af, ek dink dit was regtig my grootste les dat ek moet boek hou. En van daar af het ek net gesien, okay, toe push ek dat ek elke maand 'n konstante inkomste kan kry en dit elke maand try groei. Ja. Okay, so boeke. Dis 'n belangrike. Ek dink baie hoërskool-entrepreneurs buite om hulle hou nooit boek van wat hulle doen nie. Hulle weet nie hoeveel geld hulle maak nie. En as jy nie weet waar jy is nie, dan kan jy nie vordering kry nie, ja. Presies. So jy het begin agterkom waar is jy en dan kan jy elke maand probeer verbeter daarop. Ja. Baie goeie les. En na Maak My 'n Miljonair, jy het nou Maak My 'n Miljonair klaar gemaak en toe het jy nog verder gegroei. Wat is van die lesse wat jy toegeleer het uit experience uit? Jy sê jy was deur 'n kiosk gewees, jy het toe gegaan na 'n restaurant toe. Wat is van daai lesse of noem een van daai lesse wat jy geleer het tydens daai deel van jou entrepreneur storie? So ek het geleer dat party goeders as dit nie winsgewend is nie, dan gaan jy dit maar moet laat gaan want dit is 'n risiko. En partykeer is dit 'n groot risiko, maar as jy dit laat gaan, dan kan jy nog groter groei en nog beter en suksesvol wees in die besigheidswêreld. Jy praat soos 'n ervare entrepreneur. Risiko, jy weet, risikobeheer, risikobestuur. Dit is my awesome om te sien hoe volwasse jy al geraak het en hoe jy gegroei het as 'n entrepreneur. Is daar enige les wat jy graag sal wil deel met ander hoërskool-entrepreneurs? Jy is 'n groot inspirasie vir jou skool. Daar het hierdie jaar ook 'n entrepreneur geskryf van jou skool as gevolg van jou deelname en dit wat jy gedeel het. As jy kan 'n message gee vir ander hoërskool-entrepreneurs daar buite wat nou hierdie podcast kyk en wat ook besighede wil begin of ook besighede wil bedryf, wat is 'n goeie tip of 'n les wat jy uit jou experience kan deel met hulle en sê, hier's wat ek sou doen? Ek sal sê hulle moet baie selfvertroue in hulle self hê, want as jy nie selfvertroue het nie, dan raak dit bietjie moeilik. En jy moet nooit opgee nie en jy moet, soos as dit moeilik raak, moenie opgee nie, gaan aan, want dis al wat jou suksesvol kan maak. Ja, en jy moet altyd leer uit jou foute uit. Selfvertroue, leer uit jou foute uit, gaan dit aan. Hoe kry jy daai selfvertroue? Hoe het jy daai selfvertroue gekry? Ek het die selfvertroue gekry by Kragdag, toe ek tweede plek gewen het. Dit het my baie selfvertroue in myself en in my besigheid gegee. Ja. So resultate. Ja. So as jy begin in jou besigheid werk en jy kry resultate, dit is wat jou selfvertroue gee. Ja. Want as jy goeie resultate kry, dan dit gaan jou beter laat voel en meer selfvertroue gee en dit gaan jou passie gee daarvoor en dat jy vorentoe kan beweeg en dat jy sien maar hierso daar is iets wat ek kan doen. En wat as jy nou 'n slegte resultaat kry? Soos byvoorbeeld jy het genoem jy het 'n kiosk oopgemaak, hy het nie so goed gedoen nie en toe maak jy hom weer toe. Hoe deel jy met dit as 'n jong entrepreneur? Ek het dit was my baie moeilike keuse om hom toe te maak, maar ek het gesien maar hy's nie winsgewend nie. Dit is baie moeilik vir ons om dit soos toe te maak, want jy voel maar hoorsal hierdie kan suksesvol wees, maar partykeer is dit nie. So ek voel partykeer moet jy maar net goeders laat gaan, want kyk, 'n mens moet altyd na die groter prentjie toe kyk. As ek nie daai kiosk sou laat gaan het nie, dan sou ek nie nou 'n restaurant gehad het nie. En boekhou, né? Ja. Jy sou nie geweet het hy maak nie 'n wins as jy nie boekhou het nie. Ja. Okay. Ek love it. Marinay sê vir my, wat is die slegste finansiële besluit wat jy gemaak het in hierdie laaste jaar? Soos iets waarop jy jou geld spandeer het wat jy dink soos ek moes nie my geld op dit spandeer het. Ek dink dit sal definitief die kiosk wees. Okay. Want ek het die hele tyd my waantjie die hele tyd my kiosk soos sy uitgawes betaal. So ja, ek dink daai was my slegste besluit. Al was dit maar net 'n eksperimenteerwinkeltjie, maar ten minste toe kon ek sien maar hierdie werk nie. So ten minste weet ek wat was sleg en nou kon ek dit verbeter.
en die waantjie was 'n beter opsie toe op Ja, en die dag. waantjie was 'n beter opsie. En 2 waantjies, 3 waantjies, hoekom nie? Ja, so daar was ook 'n dag waar daar 2 markte op 'n dag was en toe kon ek ook die geleentheid gekry het om nog 'n waantjie te huur en dit was 'n baie suksesvolle dag. So ek dink ook in my toekoms sal ek ook nog 'n waantjie bou en nog meer markte doen. Ja. Ja, dan kan jy dubbel. Ja, In plaas van 'n kiosk te hê by een plek wat net daar staan. Ja. Okay. Ja, dis 'n goeie les om te leer. Ja. Dis 'n goeie les om te leer op so jong ouderdom en nou weet jy hoe om dit te doen in die toekoms. Ek wil graag by jou weet, as jy nou na jou besigheid kyk, as jy nou terugdink toe jy jou inskrywing ingestuur het vir Maak My 'n Miljonair jou videoetjie, sou jy sê jy het jou goals ge-achieve wat jy vir jouself uiteengesit het toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair? Of sê jy is al verder of is nog nie daar nie? Wat was jou goals gewees en het jy dit nou al achieve of nie? Ek moet sê ek het my goals achieve. Ek het nie verwag gaan so ver kom nie. Okay. En ja, van toe ek net in Maak My Miljonair ingeskryf het, toe dink ek maar okay, my waantjie kan net kleiner markte doen en nou het ek gesien maar hoorie so my waantjie kan regtig groot markte doen en ek kan regtig suksesvol met dit wees. So hoe ver het jy meer gegaan as wat jou goal was? Wat het jy gedink sou gebeur het aan die einde van Maak My, waar sou jou besigheid gewees het en waar is dit nou? Ja. Ek sou gedink het dat my waantjie ek sou net aangegaan het met my waantjie. Ek het nie verwag dat ek so groter kon groei om nou ook 'n restaurant oop te maak nie. Ja. Ja, dit is nogal awesome. Tydens hierdie journey moet jy obviously baie groei. Ja. En lees jy baie boeke, luister jy baie podcasts, kyk jy baie video's van ander entrepreneurs. Hoe develop jy jouself? Obviously tydens die 8 maande van Maak My 'n Miljonair gee ek vir julle baie boeke om te lees en ek coach julle baie en ek leer vir julle baie. Maar na Maak My 'n Miljonair, hoe hou jy jouself aan groei? Is daar iets wat jy doen spesifiek om jouself te help groei en jou mindset te aanhou groei? Ek leer baie by my pa en ook die besigheidsrisiko's en die failures. Ek leer ook baie daaruit en ek kyk ook op YouTube, entrepreneurs ook, ja. Okay. So wat is jou goal 5 jaar van nou af? Ek weet jy het vir my gesê wat jy wil doen met die besigheid, maar wat's jou goal in terme van 'n inkomste en hoe lyk jou lewe 5 jaar van nou af? Ek meen, jy het nog so 'n paar jaar van skool oor en wat dan? Wat doen jy dan? Ek wil graag 'n fabriek oopmaak. So dan uit daai fabriek uit wat ek nou my eie boba fabriek het, waar ek my eie boba maak en my eie stroop maak. Ek voel om wholesale te gaan, sal my besigheid baie groter groei, want mense hou ook daarvan om aanlyn te shop, ja. En dan as jy wholesale gegaan het en jy verkoop wholesale, wat gaan jy dan doen? Ek dink ek sal nog 'n waantjie kry natuurlik en net aanhou met my waantjie en my restaurant en met die fabriek, ja. Okay. Ja, dis goeie goals. Ja. Sê vir my, hoe belangrik is dit dat ons nog entrepreneurs skep? Jy het nou as gevolg van jou sukses het al ander entrepreneurs uit jou skool uitgekom wat ook besighede wil doen as gevolg van jou inspirasie. Hoe belangrik is dit dat in Suid-Afrika of selfs in jou gemeenskap in Bethlehem dat daar meer entrepreneurs moet wees? Vir my is dit baie belangrik dat daar meer entrepreneurs kan wees, want as daar nuwe entrepreneurs kom, hulle moedig die jonger entrepreneurs aan en om nog jonger entrepreneurs aan te moedig, dan daar's baie meer werksgeleenthede vir mense daar buite. Ja. Okay, en hoekom is dit belangrik? Sodat daar nie so baie armoede kan wees nie. En ja, ek voel mense moet 'n werk hê om vir hulle kinders te sorg. Ja, dit stimuleer die gemeenskap. Ja. Sien jy jouself nog restaurante en waantjies en goeders doen in Bethlehem of het jy 'n ander plek in gedagte? Ek sien myself Bethlehem, like jy waar jy vandaan kom? Ja, ek hou van Bethlehem, maar ek sien ek kan verder as ek nog 'n waantjie het, kan ek nog verder gaan en ek kan na ander dorpe toe gaan en met my waantjie nog ander dorpe en meer mense te bereik. Ek glo om in ander dorpe ook restaurante dalk oop te maak, gaan ek dalk ook meer mense bereik en dalk meer inkomste kan maak. En jy kom uit Hoërskool Witteberg uit.
Het jy 'n bietjie tyd spandeer met die deelnemertjie wat hierdie jaar deelgeneem het? Ja, sy is in my klas, so ja. Okay. Ja. Nee, voor die brandbank, toe kom sy na my toe gee ek haar 'n bietjie tips. Maar ja. Okay, en verder as dit, vra sy jou vrae of mentor jy al 'n bietjie? Sy's maar baie stil, maar ja, ons communicate. Ja. Okay, en kon jy haar 'n bietjie help ook? Ja, ek het vir haar 'n bietjie tips gegee en bietjie ja. So jou Maak My 'n Miljonair journey was verlede jaar. Is daar iets wat jy kan onthou wat vir jou regtig uitgestaan het, wat fun was of wat snaaks was of wat gebeur het wat 'n goeie memory is vir jou? Die brandbank was my baie lekker. Dit was my ook snaaks want hy was bietjie warm. Was dit vir jou lekker? Maar, ja, die brandbank. Dit was my baie lekker. Moeilike Ja. vraag gekry, maar jy het dit geniet. Ja, Wim. Okay, en enigiets wat soos vir jou uitgestaan het, wat soos funny was of wat gebeur het tydens die reeks? Die uitdagings was my baie uitdagend, maar dit was ook snaaks dat soos ons mekaar moes aanmoedig om soos net aan te gaan en dit ja, ek het dit baie geniet. En wat was jou favourite uitdaging? Die ene by ATKV, ATKV oorde. Ja. Daai was my baie fun want ons moes hardloop en ek hardloop nie regtig nie. So ja, dit was baie fun vir my. Ja, julle moes hardloop tot by die hek voor. Ja. En toe moes julle van daar af weer hardloop. Ek dink ons het 'n amazing reis gedoen by Klein Kariba, né? Ja. Ja. En hoe was dit vir jou? Wat het gebeur als daar? Vertel ons 'n bietjie van dit. Dit was my baie lekker om saam met my span bietjie te hardloop en dit was my baie snaaks want ek hardloop nie regtig nie en ek was in 'n span vol net seuns. So hulle het my baie gehelp om my aan te moedig om aan te gaan en ja, dit was my baie lekker en om saam met my spanmaats ook my waantjie op te slaan, dit was my ook baie lekker. Ja, jy het hom saamgebring na die swembad toe. Ja. Okay, ja. Ja, en jy het goed gedoen daai dag. Hoeveel geld het jy gemaak daai dag op een dag? Ek dink dit was so 4000. Ja, en dit was eintlik 'n paar uur. Dit was dus 2 ure wat jy goedjies gekoop het by die swembad. Ja. Okay. En hou jy nog kontak met enige van die Maak My 'n Miljonair deelnemers van jou jaar? Net op die groep? Ja, net op die groep. Okay. Ja. Ja, dis belangrik dat jy jouself omring met ander hoërskool-entrepreneurs, veral omdat jy's 15 jaar oud, jy het nog baie om te groei. Ek dink dit is belangrik dat jy jouself surround met ander hoërskool-entrepreneurs wat jou kan support en jy weet, soos jy nou gesien het met die uitdagings, dis goed om in 'n span saam te werk. Ja. En as jy ander entrepreneurs rondom jou kan kry wat saam met jou in die span werk, selfs na Maak My 'n Miljonair, dan is dit baie goed vir jou om nie alleen te voel nie. Ja. Partykeer kan jy alleen voel as 'n entrepreneur. Daarom het jy nou ander entrepreneurs in jou skool. Ja. Maar dis nie altyd die geval nie. Partykeer is van die deelnemers is die enigste entrepreneur in hulle hele skool. En dan kan dit alleen voel. So ek dink dit is 'n baie goeie idee dat jy nog steeds connected bly op die groep saam met die ander entrepreneurs. Dan het jy daai gemeenskap of community wat jou kan support tydens die journey. Ja. Ek en Gerard bly nog in kontak. Ons moedig mekaar ook aan om meer markte te doen. Ja. Okay, so jy het connection nog daar. Ja. Ja, nee, dis goed. Dan moedig julle mekaar aan. Hy sê dalk, hier's 'n mark waarvan jy nie weet nie, of jy sê dalk vir hier's 'n mark waarvan jy nie weet nie. En dan, jy weet, so kan julle mekaar help. Ja. Dit is 'n baie belangrike aspek. Ek het seker gemaak ek het altyd entrepreneurvriende rondom my wat saam met my deur daai struggles gaan, wat saam met my deur daai grou van hy sê hier's 'n boek wat jy moet lees wat ek gelees het, of hier's 'n boek of so. Ja. Hoeveel markte sê doen jy omtrent per jaar? Wat is 5x12? 5x12? Ja. So about net so oor die 5, so about 60. Ja. About 60 markte. Ja. So 5 markte 'n maand. Ja. Okay. 60 markte is baie. Ja. En dit is als naby jou area. Ja. Okay. En obviously jy het nog nie 'n karlisensie nie. Nee. So moet jou pa jou vat na die markte toe of hoe werk daai proses? So partykeer is dit my pa, partykeer is dit my ma of een van my pa se werkers spring in en kom help. Okay, so hy kom ook saam en dan help by setup en goed en hoe lank vat dit om jou waantjie te setup as jy nou aankom by 'n mark? Om te setup so 'n halfuur tot 45 minute. Okay. Ja. En jy kort obviously iemand om jou te help met dit want dit is 'n swaar trailer. Ek het dit gesien. Dis so 'n groot
Dis is amper soos 'n mini karavaan Ja. met al die equipment daarin en as jy kan raai, ballpark figures, deur hoeveel liter se tee gaan jy omtrent in 'n jaar? Of hoeveel liter se tee doen jy 'n maand? Het jy soos 'n idee van dit? So 1000 liter. 1000 liter 'n maand? Ja. En dan per jaar soos dalk 12,000 liter se Ja. tee. Ja, dis baie. Ja. Dus, ek hou altyd daarvan om na sulke nommers te kyk. Aan die einde van Ja. my finansiële jaar, dan kyk ek altyd hoeveel het ons spandeer op koffie. Net koffie vir die span. Jy weet, of hoeveel het ons spandeer op soos random goed wat mense nie altyd aan dink nie. Ja. So dis my interessant om altyd daai vraag te vra, hoeveel spandeer jy op tee of op Ja. balletjies vir 'n jaar lank, jy weet? Ja. Dit is nogal interessant. 12,000 liter se tee. Ja. Marinay, wat doen jy in besigheid? Jy het nou baie geleer uit Maak My Miljonair uit. Jy het baie geleer uit jou eie ervaring uit, soos wat jy gesê het. Jy weet lesse en foute wat jy gemaak het. Jy leer baie by jou pa, het jy gesê. Wat doen jy in besigheid wat ander mense dalk nie mee saamstem nie? Of watse reël het jy of idee het jy van besigheid wat ander mense sê, nee, ek dink dit is moontlik nie, of ek dink dit kan werk nie. Soos byvoorbeeld, ek sê altyd vir mense, jy kan enige besigheid begin van R0 af. En almal stry altyd met my daaroor. Wat is so 'n ding wat jy gewoonlik doen in besigheid of sê in besigheid wat ander mense sê, nee, ek stry met jou daaroor? Ek sê altyd, ek hou aan totdat dit verby is. Ja. Okay. Ja, vasbyt, resilience. Ja. Ek hou daarvan. Hou aan totdat dit eventually verby is. Waar ander mense step uit vroeër. Ja. Okay. Nee, dis 'n goeie les. Ek hou daarvan. Het jy hierdie jaar se Maak My Miljonair gekyk? Ek het van dit gekyk, ja. Wat dink jy van hierdie jaar se deelnemers? Hulle lyk meer soos entoesiasties oor dit. Okay. Ja, en hulle lyk baie snaaks. Ja, soos hulle is funny. Ja. Okay, was jou jaar se deelnemers meer introverties sê? Ja. Meer ernstig? Ja, ek dink ons was meer ernstig en ja. Ek het amper dieselfde gevoel gekry. Ek dink in julle jaar was almal soos heavy erg op die kompetisie. Ja. Dit was soos van hulle wil wen en hulle is hier om te wen. Waar hierdie jaar het ek gevoel die groep het meer vriende geword met mekaar en hulle was meer sosiaal en rustig en soos jy sê, meer funny ook. Daar was 'n paar entrepreneurs wat baie jokes gemaak het hierdie jaar, wat entertaining was. En dan het jy die jaar voor jou ook gekyk. Die 2023 reeks en die 2022 reeks. Het jy so 'n bietjie gekyk na. En wat sou jy sê het jy gesien oor die laaste paar jaar van Maak My Miljonair? Is daar seker entrepreneurs wat vir jou uitgestaan het? Is daar seker entrepreneurs waarby jy lesse leer? Waarvan af jy lesse geleer het? Of dink jy jou jaar was die beste jaar van Maak My Miljonair? Ek dink my jaar was die beste. Dit was baie lekker. Ja, ons almal het gekyk om te wen, maar dit was baie challenging. So ek dink dit het dit ook lekker gemaak en moeilik gemaak. En goeie kompetisie. En goeie kompetisie, ja. Dink jy kompetisie is nodig? Daar's baie mense daar buite wat sê, nee, hulle wil nie in 'n besigheid ingaan nie want daar's te veel kompetisie. Dink jy dis iets wat jy intendeel kort in jou besigheid? Ek voel jy kort kompetisie, want as jy nie kompetisie het nie, dan kan ek nie jou aanmoedig om beter te doen en meer sukses te bereik nie. Ja. So as jy nou iemand in jou area het wat ook boba tee begin verkoop, sal jy dit sien as 'n positief of 'n negatief? Ek sal dit so 50-50 sien. Okay. Want dit is negatief omdat hulle dalk by party markte kan wees en ek nie. Maar ook dis positief want dit moedig my aan om beter te doen en meer passie te voel wees oor wat ek doen. Buite die boks te dink, Ja. groter te gaan. Ja. Okay. En het jy al sulke competitors gekry in jou space wat met jou begin kompeteer het en hoe het jy dit hanteer? Ek het al 'n paar gekry. Ek het maar net aangehou en ek het met my kliënte baie gesels, dit was my baie lekker. Maar ook my besigheid was baie sterk. So waar myne aangehou het hulle dalk afgegaan of ja. Ek dink dit kom na daai ding toe van wil jy dit regtig doen Ja. en het jy regtig 'n passie en 'n dryf daarvoor. Jy gaan baie competitors kry wat met jou probeer compete, maar hulle kopie jou eintlik net. Ja. En die kopie
kan naby kom aan die original, maar wat die kopie nooit sal hê nie, is die rede hoekom hulle doen wat hulle doen. Ja. En dis daai wortel en daai stok. Ja. Ek weet nie of jy kan onthou van dit van die workshops nie. Wortel en die stok. En dit maak dat jou besigheid suksesvol is. Jy sê jy het geleer om boeke te doen by Maak My 'n Miljonair. Doen jy nog steeds jou eie boeke? Ja. Stuur jy dit vir 'n accountant om na te kyk of Ek doen my boeke en dan my ma was 'n wiskundeonderwyser, so dan kyk sy of doen ek dit reg. okay, so sy Ja. check dit vir jou. Ja. Okay. Maar jy doen dit self. Ja. En like jy dit? Hou jy daarvan om dit self te doen? Ek hou daarvan Hoekom om- doen jy dit self? Ek hou daarvan om boeke te doen, want dan kan ek sien, okay, hierdie maand het ek soveel, so volgende maand gaan ek push om meer te doen, om meer suksesvol daaruit te wees. Ja. Awesome. Nou, daar's baie hoërskool-entrepreneurs of hoërskoolleerders wat graag entrepreneurs wil wees, wat na hierdie potgooi gaan kyk. Jy het nou jou storie bietjie vertel. Jy het vertel wat jy doen, jy het vertel hoe suksesvol jou besigheid is. Jy het vertel hoeveel geld jy maak. Ek dink nog steeds vir 'n 15-jarige om R80,000 'n maand in te bring is ongehoord van. Dit is amazing. Wat sal jy sê as jy 'n laaste boodskap kan gee vir hoërskoolleerders daar buite? Jy's 'n voorbeeld van iemand wat entrepreneurskap aangepak het en 'n goeie inkomste maak vir jouself, vir jou gesin, vir jou gemeenskap. Iemand wat nog op die fence sit en sê, moet ek 'n besigheid begin? Moet ek nie? Moet ek entrepreneurskap aanpak? Wat sal jy sê vir al die leerders daar buite wat nog wonder? Ek sal sê as hulle so dink, moet ek dit doen, moet ek dit nie doen nie. Ek sal sê hulle moet net inspring en dit doen en hulle kan baie daaruit leer en dit kan hulle aanmoedig om beter te doen en dalk eendag 'n goeie entrepreneur kan word. Ja. Inspring en dit doen. Ja. Ek love it. Dankie Marinay, dit was lekker om met jou te gesels op die brandbank. Hoopelik het hy nie vandag gebrand nie, né? Was hy alright? Ja. En ek dink jy's 'n groot inspirasie by jou skool. Ek kon dit sien hierdie jaar toe ons jou skool besoek het. Ek dink jy's 'n groot inspirasie vir al die ander leerders en vir die mense in jou gemeenskap. En ek is opgewonde om te sien wat gaan gebeur met jou restaurant. Ja. En hoe groot dit gaan en hoeveel restaurante jy nog gaan doen en hoeveel waantjies jy nog gaan doen met jou boba tees en hoe groot jy nog gaan groei as 'n besigheidsvrou in Suid-Afrika en wat jy nog alles gaan doen. Wel dan, tot waar jy nou al is, jy's 'n groot inspirasie en ek sien uit om te sien hoe jou journey gaan groei in die volgende paar jaar. Baie dankie oom. Awesome. Was dit lekker? Dit was baie lekker, Het dankie. jy lekker geshare? Ja oom. Is daar nog iets wat jy wou gesê het? Nee. Het jy al gesê wat jy wou sê? Ja. Okay, nee maar mooi. Dan is ons reg.